Goeiemôre gemeente. Ons verwelkom vanoggend vir Tinus van Renen hier so by ons, wel bekend hier so in Reits en ook in ons gemeenskap. Tinus, baie welkom vir jou en seën vir jou boodskap vandag. Welkom almal in die huis van die Here vanmôre en het is my baie lekker om weer hier by julle in Reits te kuier. 'n Paar bekende gesigte, ek kan hulle nog die name onthou. Kan ook Meyering Marie se naam en van onthou, baie van julle se van het ek al lankal vergeet. So verskoon my maar daarvoor. Hier is Tenus ook, welkom Tenus. Goed om met jou, ek hier dan een bekende gesig wat ek ook ken wat van Bethlehem afkom, wat nou in Reits bly. So welkom vanmôre in die huis van die Here. Ons staan vanmôre aan die vooraand van 'n nuwe jaar. Baie van ons is bekommerd, baie van ons weet nie waarheen ons op pad is nie. En ek hoop dat vanmôre se boodskap ook vir u gerus sal stel. Om te sê dat ek weet as gelowige waarheen is ek op pad. My inleiding is 'n bietjie lank. So hê maar 'n bietjie geduld met my. Die preek is baie kort en hopelik kragtig. So ek hoop nie ek gaan een van julle verveel vanmôre nie. God se woord kan ons almal nooit verveel nie. En lewe ons dan in sy woord en in sy beloftes. Iemand wat dalk besoeker is wat ek dalk nie vanmôre raak sien nie, of wat dalk besoeker vanmôre hier in die kerk is, niemand nie, almal is al huis toe. So voordat ons begin met ons erediens, vra ek 'n paar oomblikke van stilte, en dan gaan ons net so bly sit en dan sing ons toewydingslied, lied 168 vers 1 tot 3, Heilige Jesus, en daarna sal ek voortgaan met die woord. So kom ons gee 'n paar oomblikke van stilte en dan raak ons stil. Amen. God Drie-enig, kom groet elkeen van u vanmôre voor hierdie nuwe jaar met hierdie woorde: genade en vrede vir julle van hom wat is, was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, eersgeborene uit die dood, wat heers oor alle konings van die aarde. Gemeente, kom ons staan en dan sing ons 'n loflied, lied 175, Majesteit.
naam van Jesus, om ons lof, om ons aanbid, die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons het verwek, hy het oorwin. Ons lof, om ons aanbid, die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons het verwek, hy het oorwin. Dankie, kom maar sit. Gemeente, ek gaan nie vanmôre die wet aan die voorhou nie en ek gaan ook nie, ons gaan nou net die geloofsbelijdenis sing. Ek wil vir u vra en u gaan nou sien vandag waar ons die 3 belydenisskrifte waaronder die Nederlandse geloofsbelijdenis een van hulle is. En ek wil vir u vra, ek het gehoor Corine sê, julle het nie baie om te doen Sondag hier in Maritz nie. So ek wil vir u vra dat u asseblief op jou tyd gaan lees weer artikel 27 en 28 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, want soms is dit nodig vir ons as lidmate en as kerke om weer ons geloofsbelijdenisskrifte af te stof en te kyk wat ons beloof en wat ons bely. Nou artikel 27 handel oor die algemene Christelike kerk en artikel 28 handel oor die ware kerk van Jesus Christus. En jy gaan sien hoe dit later vandag of vanmôre aansluit by my preek. So kom ons staan en dan sing ons as geloofsbelijdenis, is 'n pragtige lied wat gekomponeer is en saamgestel is deur Adrie Koning, ook 'n professor was in die Universiteit van die Nisa in teologie en 'n hoogs aangeskrewe teoloog in die Suid-Afrikaanse kerksgeskiedenis. So kom ons staan en dan sing ons die lied as 'n geloofsbelijdenis. Zodat Jesus Christus als mens voor ons moest lijden, zijn moeder afgemaakt als het om bij God gekruid. Ons ongebroken mensen heeft hij genees gered. Ons kan zijn wonderwerken en leef op ons gebed. Hij is die naam, hij is die nieuw.
Ons skrifgedeelte vanmôre is uit Hebreërs. Ons gaan van daar af lees uit hoofstuk 2 uit. En as ek reg onthou, ek lees uit die 2020 vertaling uit, as ek reg onthou is dit bladsy 265 in die 2020 vertaling. Maar voordat ons daaruit lees, wil ek eers so 'n bietjie 'n agtergrond vir u gee van die boek van Hebreërs. En Hebreërs word ook gesien nie net as 'n brief nie, maar as 'n preek van die vroeë Christen gelowiges. 'n Preek aan die vroeë Christen gelowiges. Dit is geskryf om en by tussen 40 en 60 jaar na Christus se hemelvaart. En alhoewel ons nie weet aan watter gemeentes dit alles geskryf is, en daar 'n sterk aanduiding dat dit gemeentes kan wees uit Italië uit en selfs uit Rome uit, so sekere kommentare dit wil hê. Hierdie gelowiges gaan gebuk onder 'n bespotting en verdrukking van die Romeinse ryk. Hulle word toegesluit en in tronke gegooi. Hulle besittings word weggeneem omdat hulle Christus bely as die Here, die opgestane Here, koning van alle konings. En sommige van hulle het begin wonder, daarvan hulle teruggekeer na die ou Judisme toe, en van die niet gevonde Christene het begin wonder, maar wat is dit nog nie moeite werd om in Christus te glo en om hom te dien en om te bely as ons verlosser en koning? Die skrywer van die Hebreërs gebruik nie ander stelsels, ideologieë of ander interpretasies om die gehoor te bereik, om vir hulle die boodskap te gee van God se woord en die beloftes en die openbaring deur God se woord, wat hy ook deur Christus in sy aardse bediening vir ons gebring het en bewerkstellig het nie. Sy doel om die wat nog vashou aan die Christenskap te bemoedig en te waarsku om nie weg te dryf van Christus af nie, maar te volhard in hulle geloof. Skets Christus se verhewe en finale posisie, God se finale openbaring aan die mensdom. Hulle gebruik dit in kontras met die engele en met Moses en met die hoëpriesters. Jy sien, Jesus is nie net Here nie, maar hy is ook skepperseun, waardeur en waarvoor alles geskep is. Hy is ook onderhouer van alles wat geskep is, en hy sit aan die regterhand van die Vader, wat regeer as Here oor alle konings. Hy is veel hoër as engele, baie meer uitnemend. Hy is 'n beter leier, hy is die beste leier naas Moses. Jy sien, Moses het die huis van Israel uit Egipte uitgelei. Hy was maar net 'n leier. Jesus Christus is die eienaar van God se huis. En hy lei nie net die volk van Israel uit Egipte, uit die woestyn uit nie. Hy lei alle gelowiges uit die woestyn van ewige dood na die waters van ewige lewe. Hy is ook die volmaakte hoëpriester, en hy is nie net die hoëpriester nie, maar hy is ook die koning oor alle konings. Wie se offer eenmalig en genoegsaam was, en wat nie intree vir die volk en vir alle gelowiges eenmal 'n jaar nie, maar wat voortdurend intree by God ons Vader. Die vraag wat oor alles hang is eenvoudig, maar is diep. Is dit nog nie moeite werd om Jesus Christus aan hom vas te hou? Hebreërs 1 begin deur vir ons te sê dat God het voorheen met ons gepraat deur die profete, maar nou in die laaste dae het hy ons deur sy seun gepraat, dat sy seun die hoogste gesag in die skepping beklee. En dan Hebreërs 2 kom hy met die waarskuwing, en hy sê, doen 'n beroep op almal om nie weg te dryf van God se woord en die beloftes in Jesus Christus nie. As die boodskap wat deur die engele gebring is, dan nou so bindend en belangrik was op die volk en op alle gelowiges, hoe te meer nie die boodskap wat gebring is deur God se eie seun nie. Die teologie agter Hebreërs is duidelik,
God het alles wat ons nodig het vir ons geloofsreis en vir die ewige lewe in en deur Jesus Christus geopenbaar. Om van hom af los te raak, is om van God se beloftes afstand te doen en weg te dryf na die verderf. Dan bring dit vir my vanmôre 'n bietjie met julle gesels oor kerklosheid in die ware kerk. En soos wat die keisers van die Romeinse tyd, het ons ook keisers van ons tyd. Hulle dra nie krone nie en hulle heers nie oor ryke nie. Maar hulle bedreig steeds die kerk, die ware kerk, Jesus Christus se kerk en ons geloofslewe. Kerkrade en dominees praat oor kerklosheid in die skaduwees van die kerk. Dis 'n netelige term en saak waaroor ons nie graag wil gesels nie. Ons is so bang as ons iets daaroor sê, kan ons miskien dalk meer lidmate verloor. Vir ons as ouers van belydenis lidmate, is dit 'n bekommernis, want ons belydenis lidmate kom lê belydenis van geloof af, en dan verdwyn hulle uit die kerk uit. En dan sien ons hulle nooit weer nie. Ons sien hulle miskien eers die dag weer, as hulle wil trou, of as hulle doop. Tragies, miskien dalk die dag, as hulle begrawe word. En dit is nie net 'n NG Kerk probleem nie, dit is universeel. Kerk los is nie noodwendig Christus los nie. Dit is gebeure wat oor 'n tyd geskied, maar die gevare van kerklosheid is die volgende. Dit mag lei tot 'n oppervlakkige geloofsgroei, waar ons nie mooi weet wat is ons doel in hierdie skepping nie, wat is ons doel in hierdie wêreld nie, en waar ons nie 'n blik het op wat is die waarheid van die toekoms nie. Geen sakramentbediening, geen belydenis van geloof nie, geen behoort aan nie. Dit lei en mag lei tot 'n ontwikkeling van eie geloofswaardes en teologie wat vatbaar is vir valse leringe. Dit skep 'n gebrek vir verantwoording of 'n kans vir verantwoording. Godgegewe gawes word nie gebruik ter opbou van die geloofsgemeenskappe nie. Gevaar van tweede generasie kerklos lidmate wat Christus losraak. Christen wees raak 'n morele opsie en Christus word gereduseer van absoluut tot relatief. Kerklosheid blyk 'n groter probleem te wees by die jonger lidmate as by die ouer lidmate. Uit my navorsing wat ek gedoen het, blyk die twee hoofredes te wees vir die meeste bydrae tot kerklosheid. En dit is egter nie beperk tot enige ouderdomsgroep nie. Twee hoofredes is, die kerk is nie altyd wat hy sê is nie. Die evangelie word Sondag vir Sondag gepreek, maar die lede se beeld na buite spreek nie daarvan nie. Dit spreek van liefdeloosheid. Ons stap hier die kerk uit, net hier voordat ons by die T-aansluiting of by die vierrigting stop kom voor OK, dan wil lidmate mekaar alweer die hare invlieg. Risies tussen lidmate word nie aangespreek nie. Dit is iets waarop ons kerkrade moet agslaan en moet aan aandag gee. Op ons Facebook blaai en op ons borde hier buite skryf ons, almal is welkom. Totdat sommiges opdaag, dan is van die mense meer welkommerer as ander. Sommige lidmate, en dan die tweede stelling wat ek wil maak, of studie wat uitgekom het, is dat nie noodwendig alle lidmate wat kerklos raak, sal weer terugkom kerk toe nie. Inteendeel is daar van hulle wat nooit weer kerk sal bywoon nie. En dis iets waarmee ons moet verlief neem, iets waaraan ons niks sal kan doen nie. Nou wil ek tog afsluit met die laaste bevinding wat die skrywer maak, om te sê, as ons bely dat ons Christene is, sal ons weer terugkom kerk toe, en sal ons weer verbind tot die ware kerk van Jesus Christus, en sal ons weer deel vorm van 'n geloofsgemeenskap. En daarin lê ons hoop, en ek vra dat jy elkeen sal bid vir iemand wat jy dalk mag ken, wat kerklos is.
Nie so lank terug nie was daar 'n skrywe gewees op Facebook oor 'n kerk wat aan 'n lidmate en van 'n gesin geskryf het oor kerklosheid en daar's baie argumente daarvoor en daarteen. En ek wil nou nie vanmôre kom en met julle kom argumenteer daaroor en dis nie doel van my preek nie. Ek wil vir julle 2 vrae vra vanmôre is. Kom baie van ons verwarrendheid in ons kerk en ek weet nie, ek hoop is die regte Afrikaanse woord. Kom baie van ons verwarring nie uit eie geleedere uit nie. Ons sien altyd die aanslag van buite af. Baie keer vergeet ons van wat hier binne in die kerk gebeur en hoe ons onsself sien as kerkwees. Dan die tweede vraag wat ek wil vra is, wanneer laas het jy as lidmaat van die gemeente of ons kerkraad artikel 28 en 27 gaan afstof om seker te maak dat ek is die ware kerk van Jesus Christus, soos wat ons dit bely in ons belydenisskrifte. Jy sien daar is baie keisers van ons tyd wat dreig om ons gebondenheid aan Christus skibreek te laat lei. En 2 van die vernaamstes wat ek vanmôre aan u wil voorhou, is soos in die verlede, terugkeer na die ou Jodisme toe, tree ons baie keer, as dit swaar gaan met ons gemeenskappe en swaar gaan met ons as individue, wil ons terugkeer na die verlede. En alhoewel daar baie goed is in die verlede, wat gedoen was en gedoen is, wat goed was, lê die gevaar nie daarin nie. Die gevaar lê dat ons verbind aan ideologie en stelsels, waar Christus later nie meer relevant is nie, waar hy tweede viool speel. Wees dus bedag op die ideologie en die strategieë en die waardes van die verlede. Dit mag dalk wees dat dit nie altyd die waarheid was nie, of is nie. Ons loop die gevaar om aan iets anders as God se beloftes in Jesus Christus te verbind, en so maak ons onsself los van hom. Dan die keisers van die Here, die modernisme en die humanisme. En alhoewel alles in die liberale teologie nie 'n gevaar inhou vir die kerk nie, is daar sekere uitlatings wat gemaak word waarop ons moet bedag wees. Valse leringe dring en liberale teologie dring nie net ons teologiese instellings binne op 'n subtiele manier nie, maar ook ons kerke. Dit skep 'n verwarring en staan dikwels in 'n direkte teenstryd met die woord van God en ons belydenisskrifte. Teen die agtergrond van die 2 keisers sou 'n nuwe belydenslidmaat kon vra, ek hoor soveel teenstrydige stemme vandag in die kerk. Het Jesus nou werklik opgestaan of nie? Wie is nou welkom in hierdie kerk en wie nie? Terwyl julle so lank stry, gaan ek so lank kyk wat aangaan by boeddhisme en by hindoeïsme. En op my pad soontoe gaan ek sommer draai maak daar by die CRC kerk. Terwyl julle kwessies in die kerk uitsorteer. En dan wonder ons, hoekom is die mense nie meer in die kerk nie? Hoekom dryf mense weg uit die kerk uit? Hoekom is mense kerkloos? Vernuwe is goed. Ons groter skerms, groter speakers. Die vraag is, los ons regtig die probleem op? Hebreërs, die skrywer van Hebreërs laat geen ruimte vir verwarring nie. Die antwoord lê nie in nog argumente en kommissies nie. Hebreërs se oproep is, hou op melk drink soos 'n baba en eet vaste kos. Julle ken die waarheid en God se beloftes deur Christus, anders dryf julle weg. Gemeente, nou wil ek afsluit met my inleiding en wil oorgaan tot ons skriflesing. Ons 'n paar oomblikke gegee dat jy blaai tot by bladsy 265 van die wat miskien nog daar is. Kom ons sluit ons hoofde in gebed voordat ons uit God se woord uit lees. Here, ons bid dat U ons ore en ons harte sal oopmaak. Laat die Heilige Gees die saad van die woord in ons harte laat opkom
en groei tot verheerliking van u groot naam. Spreek, Here, u dienaars luister. Ons bid dit in die naam bo alle name, Jesus Christus, ons Here en ons God. Amen. Die opskrif van die teksgedeelte is Jesus, broer van mense, en ek gaan so 'n paar gedeeltes lees. Ek gaan nie die hele gedeelte lees tot en met vers 18 nie, so wees maar bedag daarop. Ek begin by vers 5. Want uit die komende wêreld waarvan ons praat, nie aan engele onderwerp nie, maar iewers het iemand dit uitdruklik bevestig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u na hom omsien? U het hom ook vir 'n kort rukkie minder as engele gemaak en hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles onder sy voete gestel. Nou vers 10 af. Dit was immers gepas dat hy vir en deur wie alles bestaan, ten einde baie kinders tot heerlikheid lei, die leidsman van hulle verlossing deur lyding tot volmaaktheid sou bring. Want sowel hy wat heilig maak, as hulle wat heilig gemaak word, is almal uiteen. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. En dan van vers 16 af, want hy is verseker nie oor engele besorg nie, inteendeel, hy is oor Abraham se nageslag besorg. Daarom moet hy in elke opsig gelyk word aan sy broers, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon word om as offer te dien tot versoening van die volk se sondes. Want omdat hy self gelei het, toe hy versoek is hy in staat om die wat versoek te word te help. Tot sover toe. Nou, ek weet nie of jy dit opgelet het nie, maar is baie duidelik dat die skrywer van Hebreërs gebruik Jesus se Joodse naam en is sy volle naam van Jesus Christus nie. En die rede hiervoor is eerstens om die verbintenis aan die mensdom te beklemtoon en tweedens sy volle mensheid te beklemtoon. Jy sien gelowiges, heiliges, Christene, Christenvolgers. Jou lewe het 'n doel wat verder strek as hierdie verganklike wêreld. Moenie terugkeer na die verlede nie. Kyk vorentoe na die toekoms. Kyk na Jesus Christus, jou leidsman. Jy is in hierdie wêreld, maar jy is nie deel daarvan nie. Sy belofte is in vers 5, want uit die komende wêreld waarvan ons praat, nie aan engele onderwerp nie. En hierdie is 'n belofte wat al staan van Genesis 1 af. God het jou geskep as die kroon van sy skepping, om te heers oor sy skepping, na sy beeld as sy verteenwoordiger. Dit was en bly God se doel met jou en met my. Jy is gelowige, is dis nie 'n fout in die skepping nie, en dryf nie ankerloos en doelloos rond nie, is nie tweede beste nie, en ook nie net bloot 'n sondaar wat gered moet word. Christus het mens geword om die verhouding tussen ons en God die Vader te herstel. Om jou op te hef, nie net 'n naam nie, maar ook 'n posisie. Om sy wil van alle ewigheid vir die gelowige te vervul, om 'n solidariteit met God saam te leef in alle ewigheid. En te heers oor die skepping wat verenig is onder een hoof, Jesus Christus ons Here. Is dit nie voorwaar iets om na uit te sien nie? Sien, Christus is absoluut en die sleutel tot die ewigheid hou hy vas. So hou vas aan hom, jou broer, jou leidsman en jou helper. Want hy is verseker nie oor engele besorg nie. Inteendeel, hy is oor Abraham se nageslag besorg, oor elke gelowige wat hom bely as Here en God en aanvaar as sy verlosser, wat hom volg en wat tot bekering kom. Christus kom verbind homself aan gelowiges
nie aan engele nie. As mens, soos ons moes hy doodgaan, en hy moes ly, en deur sy fisiese opstanding, het hy die duiwel, die wapen teen ons, die dood, vir ewig oorwin. Sy fokus is dus op ons. Hy kom vervul God se beloftes aan Abraham se nageslag, aan alle gelowiges. Hy noem ons sy broers en sy susters. Nie een keer noem hy dit 'n engel sy broer of sy suster nie. Tesame is ons nou een familie, 'n eenheid in God. En kry ons ook deur hom kunskap om God ook ons Vader te kan noem. Christus ons broer, ons het ook nou verheerlikte name gekry as broers en susters van Christus. Die Here en koning, hoofpriester, wat intree vir my en vir jou. Sodra jy tot geloof in hom kom, vat hy jou hand, en ten spyte van hoe jy lyk, wie jy is, en wat jy gedoen het, skaam hy hom nie vir jou nie. Jy behoort nou aan hom. 1 Korintiërs 16 sê, jy is duur gekoop, jy behoort nou aan hom van kop tot tone. God se plan deur Christus is dat gelowiges nie net gered sal moet word nie, maar ook werklik verhef en verheerlik word, en saam met Christus tot in alle ewigheid sal regeer. Ons word nie soos ander gelowiges of ander gelowe, word ons nie geïnkarneer as olifante en arende nie. Ons dryf nie doelloos in wasemwolke bo die aarde rond nie. Ons is op pad na die nuwe hemel. En ons sal saam met hom regeer, ons Here en ons God. En omdat hy in elke opsig soos ons geword het, tree hy nou as 'n barmhartige en getroue hoofpriester vir jou en my by die Vader in. Nie elke of een keer 'n jaar nie, maar elke dag en voortdurend. Sy belofte is ook aan ons, dat hy ons in elke versoeking sal bystaan. En dat ons na hom toe kom in gebed, vir bemoediging en om krag te kry. Dit is ons vaste anker, ons versekerde hoop. Nie dat die kerk altyd volmaak is nie, maar dat Christus vas aan jou verbind is. Vir jou intree en jou lei tot die heerlikheid wat God beloof het. Ek sluit af. Die krag van volharding in Christus is, moenie moedeloos raak in 'n verwarde wêreld nie. Moenie toegee aan die keisers van vandag of gister nie. Ons geloofsvoorvaders het gebou op die vaste fondamente van die kerk, Christus self, die ware kerk. Jy behoud lê in jou verbondenheid met hom, die hoof van die ware kerk. Geloof is die vaste versekering dat God al sy beloftes sal laat waar word, soos in Christus geopenbaar, ook die dinge wat ons nie nou kan sien nie. Moenie vir jou vir hom skaam nie, hy skaam hom nie vir jou nie. Hou vas aan hom, bou jou lewe op hom, jou leidsman, jou broer en jou hoofpriester. Jou bestemming is vas en verseker in hom. Amen. Kom ons sit net so en dan sluit ons ons oë in gebed. Here, dit is 'n paar dae voor ons 'n nuwe jaar tegemoet gaan. Dankie dat U nooit skaam is om ons U broers en susters te noem nie. Ons bid vir eenheid in die kerk, U kerk, die ware kerk. Bewaar ons daarvan om nie weg te dryf en help ons om vas te hou aan U, Christus alleen. Wanneer ons twyfel of moedeloos raak, herinner ons aan U beloftes, sodat ons soos die gelowiges voor ons in geloof sal verhard. Mag ons voorbou op die vaste fondamente
van geslag tot geslag, en in die hoop wat U bring in 'n verwarde wêreld. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, ons Koning en ons Hoëpriester, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou staan en dan sluit ons af met ons slotlied, lied 478. Ons sing daarvan vers 1 tot 4. Die naam van die lied is Op Vaste Fondamente. En daarna kan jy bly staan vir die uitspreek van die seën. Kom maar staan en dan sing ons saam lied 478. Op vaste fundamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons daartoe vertel. Die koning van die hemel, herstel deur woord en gees. Verloren is op aarde, dat ons sy volk kan wees. Hy roep uit alle volke, 'n volk vir hom te saam. Een in geloof en werke, een in sy heilige naam. Hy gee die brood en beker, hy gee die heilige doop, om hulle te verseker, ek het jul dier gekoop. Hy gaan van buite met skerpen uitgemaak, vol twyfel ons van binne met klein geloof en staan. Dus hy aan die wêreld ons sal verdrukken heen, maar Christus het sy bystand aan ons hiertoe gesit. O Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet. Al pijnig ons die smarte, al martel ons die leer. Die kruis van ons verlosser, sit vergesigte oor. In 'n verwarde wêreld, bring dit weer vaste hoop. Vang nou die Here se seën en gaan in vrede. Die Here gaan voor julle uit om die pad gelyk te maak. Die Here is langs julle en hou julle hande vas. Die Here is agter julle om die aanslae van die bose af te weer. Die Here is bo julle om julle te beskerm. Die hande van die Here is onder julle om julle te dra en op te help as julle struikel. Die Gees van die Here is in julle om julle te lei en te versterk. Die Here is vir julle, want Jesus Christus pleit vir julle. God drie enig is by julle van nou af tot in alle ewigheid.